Hallo julle, vandag kyk ons na die koorreël. Nou die koorreël word gebruik wanneer ons 90 grade hoeke het. Ek wil graag hierdie driehoekie gebruik om vir julle te wys hoe dit werk. So ek het my gewone 3, 4, 5 reghoekige driehoekie gekies, omdat hierdie een 90 is, gaan die ander twee saam 90 moet wees, en daarom gaan hoek A dan 90 minus theta moet wees. So, wat ek gaan doen is om cos van theta uit te werk en sin van theta uit te werk. Dan gaan ek ook cos van 90 grade minus theta, met ander woorde daardie hoekie A uitwerk, en ek gaan ook sin van 90 grade minus theta uitwerk. Ek is in 'n reghoekige driehoekie, so ek kan doeteenvoudig sins en cosas gebruik. So kom ons kyk na cos van theta. Hier is theta. Cosas beteken aangrensend, wat 3 is, op skuins, wat teenoor die 90 grade hoek is. Sin is sins, so teenoor theta kry ek 4 en die skuinsy is 5. Ek gaan net 'n bietjie skoonmaak hier, want nou gaan ons daar met hoek A werk, wat 90 minus theta is. Weereens cosas is aangrensend, is 4 op die skuinsy, en sin, wat ek met sins doen, is teenoorstaande op skuins. Nou as ons 'n bietjie na hierdie waardes kyk, dan sien ek het hier cos van theta is 3 op 5 en sin van 90 minus theta is ook 3 op 5. So dit lyk of sin van 90 minus theta gelyk is aan cos van theta. Ek het dit nou hier vir 'n spesifieke geval gewys, maar dit is vir alle reghoekige driehoeke waar. So sin van 90 minus theta is cos van theta. En net so, as ons kyk na sin van theta, en ons kyk na cos van 90 minus theta, is hulle albei 4 op 5. So, cos van 90 minus theta is gelyk aan sin van theta. So dit is die koorreël. Nou om dit te onthou, is daar 'n paar belangrike dinge. Eerstens die 90 grade, want dis wat vir jou sê, jy moet die koorreël gebruik. En dan, as jy na die verskillende funksies kry, sin word cos. Nou die volle naam vir sin is mos sinus, en die volle naam vir cos is mos cosinus. Kan jy sien dat sinus net sy co-funksie word? Cosinus weer word sinus. Ons vat net die co weg by die cos om sin te kry. Goed, in die syllabus moet ons dit ook uitbrei na die tweede kwadrant toe, so dis wat ek nou wil doen. Maar voor ek die tweede kwadrant se neerskryf, net gou weer, daardie hoekie kan altyd 90, wel hy is altyd 90 minus theta, sodat die twee saam optel na theta toe. Dan het ons reeds gesien dat sin van 90 minus theta gelyk is aan cos van theta, en cos van 90 minus theta is gelyk aan sin van theta. Goed, nou gaan ons dit uitbrei na die tweede kwadrant toe. So hier is ons hoekie. Nou normaalweg in die tweede kwadrant vir ons gewone reduksie, sou ons sê
180 grade en dan kom ek 'n bietjie terug. En as ek gaan 180 grade en 'n bietjie terugkom, bly sin dieselfde, hy bly sin en kos bly kos. Maar ek kan ook daardie hoek meet, dit is 90 grade en dan 'n bietjie aan. So hierdie hoek kan ook gesien word as 90 plus iets. Maar as gevolg van die 90 grade, bly sin nie meer sin nie. Sin word nou kos. So sin van 90 grade plus feta word kos van feta. En omdat ek nou in die tweede kwadrant werk, moet ek onthou om na die kaastreël ook te kyk, want nou mag die tekens verskil. So 90 plus feta in die tweede kwadrant, sin is positief, so die kos is ook positief daar. Dan kos van 90 plus feta gaan verander as gevolg van die 90 grade na sin van feta. En die teken van kos van feta, 'n kos van 90 plus feta, gaan negatief wees, want 90 plus feta is in die tweede kwadrant, waar sin positief is, so kos gaan 'n negatiewe waarde hê. Reg, kom ons gaan na voorbeelde toe. Eerste voorbeeld, hulle sê vir my bereken sonder 'n sakrekenaar. Laat ek net dit onderstreep dan. So, gewoonlik wanneer ek sonder 'n sakrekenaar moet werk, verwag ek spesiale hoeke. Maar 15 grade is nie 'n spesiale hoek nie, en 75 grade is ook nie 'n spesiale hoek nie. So, daar moet 'n ander plan wees, en die plan is natuurlik die koreël. Want 15 grade plus 75 grade tel op na 90 toe. So ek kan die koreël op enige een van die twee toepas. Ek kan sin 15 na 75 verander, of ek kan kos 75 na 15 verander. Dit maak nie saak nie, ek maak 'n keuse. Ek besluit nou, ek gaan die sin 15 verander. So nou moet ek die 15 skryf, sodat dit 90 minus iets is. En dis maklik, ek vat net die 75 oor, so 15 is gelyk aan 90 minus 75. En dan deel ek dit met kos van 75. Ek kyk nog nie na tekens of doen enige verandering in die verhoudings nie, want ek het eintlik nog niks verander nie. Al wat ek gedoen het, ek het hierdie 15 grade op 'n ander manier geskryf, maar nou gaan ek die koreël toepas. En die koreël sê dat sin van 90 grade minus enige hoek net kos van daardie hoek is. So sin van 90 grade minus 75 gaan kos van 75 wees. En ek deel dit ook deur kos van 75 en dan is my antwoord 1. Goed, kom ons gaan na nommer B toe. Eers net plek maak hier. Nommer B, vra vir kos 110 grade gedeel deur sin van 20 grade. Dit is nie spesiale hoeke nie. Dit tel nie op na 90 grade nie. Die 110 is 'n groot hoek, 110 is in die tweede kwadrant. So, ek mag dink aan 90 plus 20 vir 110. Ek verkies om eers gewone reduksie te doen. Nou vir gewone reduksie
het jy jou 0 grade, jou 180 grade, jy reduseer altyd na die x-as toe, so as dit theta is, dan is dit 180 minus theta, dis 180 plus theta, dit is 360 minus theta, en jy het ook die kaastreel nodig. So, 110. 110 is meer as 90, so dis in die tweede kwadrant, so ek moet dit skryf as 180 minus iets. En dit gaan wees 180 minus 70. Gedeel deur sin, dis 'n lelike S daarie. Sin van 20 grade. Nou, 180 minus is my gewone kaastreel, so dit gaan kos bly, en die hoek gaan 70 grade wees, want ons weet mos dat kos van 180 minus theta bly kos van theta. Maar dis nie die volle storie nie, want ek moet na die tekens kyk. Wat is die teken van kos in die tweede kwadrant? Dit is negatief, want sin is die positiewe een. So daar het ons bo die lyn gedoen, onder die lyn het ek sin van 20. Nou sien ek dat 20 en 70 90 maak. So 20 grade plus 70 grade gee vir my 90 grade. So ek gaan definitief die kooreel gebruik. Ek hoef hom net een keer te gebruik en ek kan kies waar ek hom gebruik. Ek wil hom hierdie slag by die kos toepas. So ek met daardie 70, kyk hier het ek 70, ek moet dit nou op 'n ander manier skryf, sodat dit 90 minus iets is. So ek gaan die 20 oorvat, en ek gaan kos van 70 skryf as kos van 90 minus 20. En onder die lyn het ek nog steeds sin 20. Nou moet ek die kooreel gebruik, want ek het 90. So die kos gaan verander in 'n sin. Hierdie minus is maar net die minus wat ek saamsleep, kos verander in 'n sin, en die hoek is 20 grade. En hoeveel is minus sin 20 grade gedeel deur sin 20 grade? Dit is minus 1.